Dit begin vir baie mans en sommige vroue al van jongs af. Dinky Toys noem hulle dit. Dan kry jy lisensie en eendag word jou droom waar en kry jy die kans om dalk jou droommotor te besit. Vir Louis Koetser van Bloemfontein het hierdie droom ook waar geword, meer as 200 keer. As jong seun het Louis Koetser met Dinky Toys gespeel, maar daardie klein speelgoedmotors het jare later in heelwat groter spogmotors verander. En dis nie net 1 of 2 karre nie. O nee, hierdie versamelaar besit oor die 200 ou en klassieke motors. En ek is kinderlik opgewonde om hulle vandag te sien en te kry. Louis, waar kom jou liefde vir die motors vandaan? Weet jy, ek is maar lief vir motors van my kinderdae af. Van my jong dae af en my ooms en tannies hierdie mooi goed gery en daar het my liefde begin. En toe jy nou in matriek was, toe het jy nog met die Dinky Toys gespeel. Jy het 'n baie groot kolleksie daarvan. Ek het karretjies gespeel dwars deur tot in matriek in. Want ek was jonk op skool en my Dinky Toys wat ek toe gehad het, het ek nog steeds. En ek dink dis waar die versamelaar gogga my gebyt het. Wat was jou eerste kar? Weet jy, dis 'n moeilike vraag om te beantwoord, want onthou, ek het gewerk, so jy moes altyd jou motors wissel, as jy die volgende kar koop. Met die gevolg is ek het nou maar motors gewissel tot in 1973, toe het ek so MG-uitjie gekoop, 1960 model. En die het ek nou nog, ek was so 25 jaar oud toe ek hom gekoop het. En jy het ook 'n groot fokus op Mercedes-Benz. Waar kom daai liefde vandaan? Mercedes het ek in die middel 80s het ek in my besigheid so 'n kontantvloei probleem gehad. En ek het Amerikaanse karre gehad en Mercedes. En ek moes skielik 'n paar omsit in kontant. En toe het ek gevind die Mercedes het goeie waarde en is 'n goeie belegging. En ek kon binne 'n week 3 karre verkoop, Mercedes. En van toe af het ek toe besluit, laat ek bietjie meer konsentreer op Mercedes vir die toekoms. En as dan nou Mercedes is wat vir jou nou regtig 'n spesiale model is, wat een sal dit wees? Man, ek het in 1968 250 SE Cabriolet. Nou die motor lê my baie na in die hart. Sommige van hierdie motors het 'n ongelooflike ryk geskiedenis, soos die 600 Mercedes-Benz Crosser limousine wat aan koning Moshesh die eerste behoort het, of die 1964 Mercedes-Benz 300 SE wat blykbaar amptelik deur Pik Botha gebruik is. Waar het die storie begin met die wieldoppe versameling? Dis 'n baie interessante storie. Ek was nog op skool en omdat ek lief is vir motors, maar kan nie motors bekostig nie, het ek begin 'n wieldoppe versamel. Daar ry ek so met 'n ou 50cc DKW skootertjie van skrapmetalplek tot skrapmetalplek, dan koop ek hulle so vir 'n sent een daardie tyd. Nou gepraat van motors met lekker stories, daai 58 220S Spontan Coupe. Wat is die storie van daai merk? Weet jy, ek het hom gekoop by 'n oom Basie van 'n Merwe daar van Klerksdorp. En hy het vir my vertel dat die motor het behoort aan David Pratt. Nou David Pratt is die man wat die aanslag gedoen het op Dr. Verwoerd se lewe. Destyds het hy hom geskiet. Hy het hom nie doodgemaak nie. So die motor het nou vir my 'n redelike waarde as gevolg van sy geskiedenis. En dan is daar ook 'n baie spesiale Mercedes, is dit 'n 51 bakkie, 'n 170. Ja, dis 'n 170 diesel. Hy kom uit Hartenbos uit. Jan Ellis het hom gerestoreer. Hy was totaal 'n wrak. En ek het nogal besonder waarde aan hom, want ek weet nie van nog wat op die pad is nie. Ek weet nog van 2 wat in aanbou is, maar hierdie bakkie is op die pad en dit is 'n baie mooi bakkie. Gepraat van die ander motors, jou Impalas lê jou na in die hart. Ek is baie lief vir 'n chef, Amerikaanse chef Impala. Ek het nou 'n man daaronder in Stormsrivier Village, het ek nou die geluk getref om 3 baie mooi chefs by hom te kon koop, 1959 modelle. Die 58 ponton reeks, dan kom by die 111, af 114 tot by die 210 daaronder, tot by die 2000 model. So hierdie is nou die Chevy Impala waarvan jy gepraat het. Dit is net hy die, maar hy het nie so gelyk toe ek hom gekry het nie. Hy was maar bietjie gedaan en met die tyd het ek 'n tweede een in die hande gekry en toe vriende van my van Kreersdorp na my toe gekom met 'n voorstel dat hulle sal die motor restoreer mits ek vir die ander een gee. Maar nou moet jy weet, hy het baie sleg gelyk. En alles wat jy sien in hom is soos wat hy gelyk het in 58. Die bekleedsel, die matte,
En al die ornamente op die motor is ingevoer van Amerika af om hom totaal oorspronklik te hou. In 1948 is Louis in Oos-London gebore. Dis ook hier waar hy vir Hermine ontmoet het. In 1971 is hulle getroud en ewe stylvol op witbrood met 'n 1966 Opel Rekord L, 'n witte met 'n blou dak. 2 maande voor hul 40ste huweliksherdenking het Louis op 'n identiese Opel afgekom. Net daar het Hermine besluit die dak moet blou en hul witbroodsreis moet herhaal word. Ons het besluit toe ons 40 jaar getroud is, so 2 of 3 jaar gelede, dat ons wil iets spesiaals doen, maar ons weet nie wat nie. En toevallig 2 maande voor die tyd, toe loop Louis 'n soortgelyke motor raak, net met 'n wit dakkie. Dit was 'n wit Opeltjie met 'n blou dak. Toe sê ek vir hom, maar verf die motor se dak blou, dan gaan ry ons oral waar ons gery het. Dit het nou net so 'n bietjie moeiliker gegaan, want hy is toe nou 40 jaar ouer. Nie die spesifieke motor nie, maar toe bietjie petrolpompies en allerhande goed. Ons het foto's, ek weet nie wat die mense vir ons gedink het nie, waar hy met 'n maag vol olie staan by ons woonplek, maar dit was vetpret. Hermine en Louis het 3 kinders. Hul oudste Jan is tans besig met sy honeursjaar in geologie aan die Universiteit van die Vrystaat. Hul middelkind Lida ondersteun haar man in sy besigheid en verwag tans 'n drieling. Die jongste Hermie is 'n haarkapper en bedryf haar eie salon. Weet jy, ek het nie so groot passie soos my pa se karre nie, want ek ken nie, weet soos die name en die modelle en al sulke goed nie, maar ek kan 'n mooi kar waardeer as ek hom sien. So ek sal sê, o, dis mooi. Maar jy weet, dan moet jy net vir my bietjie die agtergrond gee wat dit is en so aan. Op 'n stadium het ek vir hom gewerk saam in die besigheid. En ek weet nie hoekom wou die mense altyd die motor hê wat ek ry nie. En ons het net 'n halfuur ete gehad en as ek buite kom as die kar weg, dan het hy hom gesmous. En toe het ek so 'n ou geel kar, geroeste kar gekry en ek het besluit niemand gaan hom koop nie. En met hom gery en toe ek eendag uitkom, toe's daai motor weg. En ek gaan in en ek sien al die werkers in die werkswinkel dodge my, verskriklik. En ek gaan soek toe staan die geel geroeste voertuig, wiele in die lug, toe het hy sy engine verkoop. Maar toe moes hy maar vir my 'n motor koop en op my naam sit, want daar was toe nou nie baie liefde in die huis daai dag nie. As ek sal kies, sal dit die kar agter my wees, die Chef El Camino 59. Ek moet sê van kleins af was dit maar my gunsteling gewees. Om te voorkom dat daar nie rusie is tussen ons kinders nie, het ons 'n stelsel uitgewerk hoe ons dit gaan benader. So ja, nee, ons het op die oomblik glad nie rusie tussen ons kinders nie. Nou is dit uiteindelik tyd vir die deel waarna ek al heeldag uitsien, om hierdie motors op die pad te kry. Louis, hierdie is nou een van jou gunsteling karre. Dit is my gunsteling kar, Mercedes in elk geval. En wat is hy? Dit is die 250 SE van 1968, die afslaatkapmodel. Hoekom hou jy so baie van afslaatkap? Maar dis omdat ek self 'n afslaatkap is. Dis danksy mense soos Louis Koetser dat hierdie skatte vir die nageslag beware bly. En gelukkig wanneer dit by sy motors kom, verloor hy nie spoed nie. Dis net vinniger en vorentoe.